Goeienaand en baie welkom. Jy is ingeskakel hier op die Huis van Wonderwerke se blad. Dit is donderdag aand net na 6 en is ook my voorreg om vanaand net 'n kort boodskap te deel. Maar voor ons begin, kom ons sluit net ons oë. Aba Vader, dankie vir die geleentheid en die voorreg wat ons het vanaand net om te kan stil word voor U, Vader, en U kan erken as God en Koning. En Heilige Gees, ek bid, Here, dat U sal kom en ons harte voorberei, Vader, dat U die saad self sal saai, Vader, dat U sal water gee en dat die vrug sal opkom. En dat ons ook die openbaring uit U Vaderhart en U skatkamer kan hê van hierdie woord vanaand, Vader. Dankie dat ons weet U is in beheer en U is by ons, U is in ons, U is om ons en U is oor ons. In Jesus naam. Amen. Amen. So, die opskrif vanaand is die Vader se hart in hierdie Christusfees, of in Christusfees, in die Christusfees. En skriflesings wat ons vanaand gaan gebruik is Jesaja 9 vers 5 tot 6, Lukas 2 vers 1 tot 20, Johannes 1 vers 9 tot 14 en Johannes 3 vers 16 tot 17. En wanneer ek en jy na die Christusfees kyk ons dikwels na 'n toneel met 'n krib. Ons kyk na Maria en Josef, ons kyk na skaapwagters, ons kyk na sterre en ons kyk na engele. Maar vandag moet ons 'n bietjie verder en ons 'n bietjie dieper gaan kyk, want agter daai toneel, agter die krib en agter die engelekoor staan God die Vader. Nou, die Christusfees begin nie eintlik in Bethlehem nie. Dit begin in 'n eeuoue, ewige, liefdevolle hart van God die Vader, wat besluit het, ek sal nie my kinders in duisternis laat nie, ek sal self na hulle toe kom. En wanneer ons die Christusfees vier ons nie net die geboorte van die Seun nie, maar ons vier ook die liefdesbesluit van die Vader. Nou, Jesaja het eeue voor Jesus se geboorte al geprofeteer. 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is vir ons gegee. En let wel, gegee. Die Vader het gegee. Die Vader gee. Christusfees is bloot nie net 'n geboortedag nie. Dis 'n dag waarop die Vader sy geskenk aan en vir die wêreld oopmaak. En daai geskenk is sy seun. Johannes 3 vers 16 sê tog duidelik, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Die Vader gee nie uit pligheid nie, hy gee uit liefde. Hy gee uit vol, oorvloedige, onpylbare liefde, gee hy vir die wêreld, vir my en vir jou, hierdie geskenk. Ons moet dus verstaan dat die krib is nie die begin nie, maar die krib is 'n openbaring van die Vaderhart, wat van ewigheid tot ewigheid vir my en vir jou lief is. Nou, Johannes 1 vertel ons, die ware lig wat elke mens verlig, was besig om die wêreld binne te kom. En Jesus kom nie net as 'n baba nie, maar hy kom as die lig. En wie stuur daai lig? Die Vader. Toe God die wêreld geskep het, en julle sal onthou in Genesis het hy gesê, sy eerste woorde, laat daar lig wees. En toe die wêreld weer in donkerte en weer in sonde verval het, of toe die wêreld eintlik in donkerte en sonde verval het daarna, was sy oplossing weer, laat daar lig wees. Maar hierdie keer het daai lig nie net uit sy mond uitgekom nie, dit het uit sy hart uit ook gekom, en dit het gekom in die vorm van 'n kind. Nou, Bethlehem is die oomblik waarop die Vader vir die wêreld sê, ek het nie vergeet nie, ek het nie opgegee nie, ek bring weer lig. En ek dink ons het al baie keer gevra, hoekom kies die Vader 'n krib of 'n stal, hoekom kies hy eenvoud? Want die Vader se hart werk anderste as die wêreld se hart en persepsie. Die wêreld soek mag, die Vader kies nederigheid. Die wêreld soek glans, die Vader kies 'n krib. Die wêreld soek prestasie, die Vader kies 'n kind. Die wêreld soek paleise en konings, die Vader kies 'n stal. Hoekom? Omdat ons God nie 'n God van afstand is nie, hy's 'n Vader van nabyheid. 'n Koning in 'n paleis sou heel moontlik vrees gebring het, en dit sou afstand gebring het, omdat ons gedink het, ek kan nie daar uitkom nie. Maar 'n kind in 'n krib bring liefde, dit bring toenadering, en dit bring sagtheid. En die Vader sê deur die geboorte van Jesus, my kinders, moenie wegskram nie, ek kom naby, ek kom klein, sodat julle nie hoef te vrees nie. Nou, die Vader stuur die Seun om ons tuis te bring, en die engelboodskap aan die skaapwagters was tog duidelik daai aand, 'n verlosser is vir julle gebore, vir julle, vir ons, vir my en vir jou, vir gewone mense, vir alle mense, vir my en vir jou,
vir die hele samelewing. Maar hoekom? Want die Vader stuur die Seun om die mense terug te bring na hom toe, om sy mense terug te bring na hom toe, want sonde het die verhouding tussen God en die mens gebreek, en ons het weggehardloop, soos die verlore seun, maar die Vader weier volstrek om sy kinders te laat gaan. Daarom kom hy self deur die Seun, om die gebroke verhouding te herstel, en Jesus word gebore, sodat ek en jy weer kan hoor, my kind, jy behoort aan my. En wanneer Jesus gebore word, gebeur al 'n wonderlike ding, want deur hom kry ons die reg. En Johannes sê dit ook, om kinders van God te noem. Hierdie Christusfees wat ons vier, beteken dus, God word Abba Vader vir my en vir jou. Dit beteken, ek en jy is nie 'n slaaf nie, maar 'n seun of 'n dogter van the Almighty, All Highest King of Kings. En ek en jy leef nie meer as 'n vreemdeling nie, maar ons leef as 'n erfgenaam. Dit beteken, ek en jy behoort aan 'n Vader wat eerlik lief het en nooit verander nie. En daarom sê Paulus ook, moet ons uitroep Abba, 'n intieme woord, 'n huiswoord, 'n vaderwoord. Die Christusfees bring jou en my weer huis toe. Nou, hierdie Christusfees vra ook 'n reaksie. Dit vra nie net bewondering van 'n krib nie, maar dit vra 'n antwoord op die Vader se roepstem. En wat vra die Vader vanaand vir my en vir jou? Sal jy my liefde ontvang? Sal jy my seun erken? Sal jy my lig kies bo die donker? Sal jy terugkom huis toe? Sal jy terugkom huis toe? Nou, die skaapwagters het gegaan om te gaan kyk, en die wyse manne het gaan kyk, en Maria het geglo, en Josef was gehoorsaam. Wat van ons? Die Vader se hartklop vandag, vir my en vir jou is, vir elkeen wat alleen voel, hy is ons Abba Vader. Vir elkeen van ons wat moeg is, hy dra ons. Vir elkeen van ons wat skuldig voel, hy vergewe ons. Vir die een wat verdwaal het, hy roep my, hy roep jou. Vir die een wat seer gekry het, wat seer het, wat seer dra, hy troos ons, hy is die vertrooster. Nou, die krib is 'n bewys dat die Vader nie vir my of vir jou sal of wil prys gee nie. Christusfees is die Vader se boodskap aan die wêreld, nie geskryf met ink nie, maar geskryf met vlees. Ek is hier. Die krib fluister dit, die ster wys dit, die engele sing dit, die skaapwagters vertel dit, maar Jesus bewys dit. En mag ek en jy hierdie Christusfees die Vader se stem hoor wat sê, my kind, ek het my seun vir jou gegee. My kind, ek het my seun vir jou gegee. Amen. Kom ons bid saam. Abba Vader, dankie Here dat U seun vir ons gegee het, Here, en dankie dat U die lig geword het, Vader, dat U die lig gestuur het, en dat U die lig is, Here, wat ons nodig het, Vader. Dankie, Here, dat U ons elkeen ken, en dankie, Here, dat ons in hierdie Christusfees net opnuut weer kan besef, U is daar, U is op die voorgrond, U is op die agtergrond, U is in die middel, U is bo, U is onder, U is oral, Vader, en mag ons regtig die openbaring in hierdie Christusfees hê, Vader, om te besef wie U werklik is, Here, sodat ons ook net meer en meer in ons verhouding met U kan werk, Vader, sodat ons nader en nader aan U lig kan beweeg, Here, want dit is alles net oor U. Dankie, Vader, dat ons die voorreg het om U te kan ken, en dankie dat ons die voorreg het om direk, Here, met U te kan praat, dat ons kan bid, Vader, en ek bid, Here, dat U ons gebede sal rig, Vader, dat dit ons sal rig, Vader, en dat ons in U lig gerig sal wees, Vader. Dankie dat U totaal en al in beheer is, Vader, and Lord, we vow that all the glory, all the honor, and all the praise that we may ever accumulate in our lives be directly reflected onto You, because it's all about You, Jesus. En dan maar sê, Amen, Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het, geseënde aand verder. Totsiens.